Weer eens baie hartlik welkom volgende hier in ons erediens, ook so op die laaste vakansiesondag van 'n baie kort skoolvakansie wat van ons leerders daarom gehad het. En ek dink 'n groot gros van hulle het nog oral rondgetoer ook. Maar dit klink vir my daarom dat die meeste veilig tuis is. Hier en daar 'n paar beserings opgedoen, maar ons glo dat dit ook mooi sal herstel. By ons aankondiging so 'n paar saakies wat ek dalk net wil uitlig. Omdat dit 'n vakansiesondag nog is daar nou nie sonstraaltjies of kategese nie. Volgende week trek ons egter weer weg. Alhoewel dit dan ook maar aan en af is met die baie lang naweke. So ons vra maar dat die almanak sal dophou van hoe die dinge ook verloop. In die week wat kom, Dinsdag begin die skole en ons spring dan weg met vergaderings. Die vroue aksie het 'n bestuursvergadering om 5:30. Ons is gewoonlik teen 7:00 klaar, so dan hou ons 'n bazaarvergadering en ek wil graag vra dat almal wat sameroepers is en nog nie sekerheid het oor al die detail van hulle tafels nie, julle is asseblief baie welkom om dit by te woon, dan sorteer ons dit alles in een asem ook uit, maar enige ander gemeentelid, as u dit wil bywoon, dalk nog insette wil lewer, is u baie welkom Dinsdag aand 7:00 in die konsistorie. Woensdag het ons nog 'n puddingbeurt by Lighuis, wat die Irisse en Lelies se beurt is. As jy nog 'n blik vrugte of 'n boksie vla of 'n pakkie jelly kan afgee by die kantoor, sal dit baie waardeer word. Ons gee dit net so deur dan ook aan Lighuis woensdagoggend vroeg. Die Bybelstudie gaan Woensdag en Donderdag aan en ook die graad 10 katekisasie Woensdag. Uit die aard van die saak met al die vergaderings is daar nie 'n belydennisklas Dinsdag nie, maar ons is mooi op datum, so dit is nie 'n krisis nie. Die belydenisgroep kom wel volgende Sondag weer met hulle kerkraadslede byeen hier in die kerkgebou. Dan op die tweede bladsytjie kan jy maar kyk, is die toebroodjie indelings vir die kwartaal wat ons nou net Woensdag het, so die beurte en die druk is daarom so 'n bietjie minder op al die persone wat vir ons maak, maar steeds baie dankie vir almal wat altyd reg staan om daar ook vir die kinders te sorg dat hulle ietsie te eet het. Jy sien so ietsie van wat alles gebeur. Een van ons hoogtepunte wat vinnig nader kom, is dan volgende Sondag ons laaste lydensweek, die 7de ene, en dan die donderdag aand het ons nagmaals geleentheid, waarin ek graag elkeen van u hartlik wil uitnooi. Dis nou nie hierdie donderdag nie, die donderdag daarop, die aand voor die Paasnaweek, voor Goeie Vrydag, ons nagmaalsgeleentheid, en dan die Sondagoggend is dit Paasfees, wat ons die opstanding van ons Here Jesus Christus vier. En omdat dit nou nie in 'n amptelike vakansietyd val nie, is dit dalk 'n wonderlike geleentheid vir ons as gemeente om eintlik die hart, die kern van dit waaroor ons geloof gaan, saam te kom vier. So kom asseblief na die nagmaal, nooi persone saam, kom die oggend dat ons die opstanding van ons Here Jesus kan vier, op 'n baie spesiale manier ook, en daarmee saam ook net terugdink weer in wie en in wat ons regtig ook glo, dit waaroor ons geloof as omdraai. Dan geliefdes, ons bazaar is vinnig op hande, soos jy nou gehoor het, hou ons vergaderings. Ek kan maar al daardie inligting deurlees, kyk asseblief daarna, dankie vir almal wat so mooi reageer op al ons versoeke, ons is baie dankbaar. Ons het nou 2 persone wat gaan optree om die bestellings by die tente te gaan opneem, wat randers gaan wees, ons is dankbaar daarvoor. U sien van al die goed wat gebeur, alles wat gebeur kort egter hande dat dit moet gebeur, so asseblief waar u ook al kan. Ons met die tombola tafel het weggeval, daar was nie spontaan iemand wat aangebied het nie, in die plek daarvan het ons 'n wit olifant tafel, wat ons op 'n bietjie unieke manier gaan hanteer. Jy kan enigiets bring wat u wil, wat daar in die huis ontstaan, wat u nou graag van ontslae wil raak. Ons gaan 'n tafel daar beskikbaar stel. As u nou dink dat daardie item 'n sekere waarde het
is jy baie welkom om 'n plakkertjie daarop te plak en te sê ten minste R10 byvoorbeeld. En dan andersins gaan ons net 'n houer daar neersit, 'n blik daar neersit en sê gooi 'n donasie in en dan kan die persone vat wat hulle by daardie tafel wil hê. So ons wil kyk of dit goed werk hierdie jaar by ons wit olifanttafel. Daar sal iemand wees wat so oogie hou, maar ons gaan dit op hierdie manier dan ook werk vir ons kinders. Die springkasteel is gereël, die sand is gereël en ons het iemand wat professionele gesigverf doen, wat ons spesiaal inkry. So dit is ook ietsie om na uit te sien. Volgende week as die kinders weer terug is vir die sonnaskool, sal ek bietjie langer daarby stil staan. Dan by ons gebedsversoeke, jy sien ons lysie bly maar lank, dink asseblief aan elkeen van hulle. Dit gaan beter met Chris Smit, na hulle ook aan sy knie gewerk het. Oom Boet Strydom moet môre terug aan spesialist toe. Ons dink ook aan hom. Ons dink ook aan Des Victor, wat 'n heupvervanging gehad het. Dit gaan goed met hom, maar kom ons bid ook dat hy mooi sal herstel. Hetty Wessels herstel mooi na haar knievervanging. Sy sê ook baie dankie vir almal se gebede, ook in hierdie tyd. En dan gaan oom Jan de Plessis ook, nou kan ek onthou nie, maar dit is môre, of dinsdag. Woensdag, nog 'n dag aan. Woensdag gaan oom Jan ook vir verdere toetse ook weer, baie sterkte ook vir oom. So dink asseblief aan elkeen van die persone by ons huise met kruise, Hans en Rina Jonker se kleindogter, Lianri. Jy weet, sy is as 'n bitterkleine, sy het 'n paar gram geweeg toe sy gebore is, maar dit begin toetse doen nou en daar is heelwat probleempies wat moet aandag kry. So kom ons bid ook vir hulle waar hulle baie intensief nou by 'n baie groot hoeveelheid dokters moet uitkom. So kom ons bid vir Hans en vir Rina as oupa en ouma, maar ons dink ook so aan Johan en aan Hailey as papa en mamma, wat ook baie bekommerd ook is. Dan geliefdes, vra ek ook maar dat jy asseblief sal dink aan ons huis. My ma is op die oomblik terminaal siek. Ons was in die week gou by haar aangewees. Ons het Sondag gehoor dat dit baie sleg gaan. Sy kan niks meer inneem nie en sy reageer nie meer nie. So asseblief dink aan ons. Kom ons word stil. Die Here het u volk lief. Al die heiliges is in u hand. Hulle sit aan die voete. Elkeen luister na u woorde. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus en die kragvolle en troostvolle werk van die Heilige Gees. Ons sing saam 'n lied 577, bereiming van Psalm 23, wat sê die Here sorg vir ons elke oomblik van ons lewe. En dan baie mooi ook in een van die verse, in die 3de vers, dan sê ons daar, want ons is in sy hand en daar sal ons veilig wees. Ons tema vandag gaan oor die hand van God. So kom ons sing staande die 1ste, die 3de en die 5de vers.
Ons gaan 'n paar oomblikke die oog na binne rig. En ons gaan dit vanoggend doen aan die hand van Psalm 32. In die lydenstyd, dan dink ons veral aan die kruisiging ook van ons Here Jesus Christus. En dit is nie net iets wat ver eenkant gebeur het, lank gelede nie. Dit moet elkeen van ons diep raak. Want dit het gebeur sodat elkeen van ons vrygespreek kan word van ons sonde. En Dawid verwoord dit pragtig in hierdie psalm. Kom ons luister saam na hierdie woorde en ons beamoen dit in ons harte, soos wat Dawid dit ook vir ons gegee het, maar soos wat die Here ook hier deur hierdie psalm dan met elkeen van ons wil praat. Ek begin om te sê, dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Maar toe ek my sonde bely, my oortreding nie wegsteek nie, ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid, selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Dan sê die Here, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie opstandig en onverstandig wees soos 'n perd of 'n buil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. En hier kry ons die pragtige uitnodiging om ons sonde te bely. Want dan weet die Here dat iets in ons vrykom en ons meer kan leef soos sy kinders. En kom ons doen dit vanoggend staande as ons gaan sing uit Lied 239 se 3de vers. Leeg net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. En dan daardie baie persoonlike sinnetjie, ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. Kom ons sing hierdie een vers en dan bly U staan asseblief.
ons met 'n opregte hart in hierdie oomblikke ons tot die Here gewend het, dan weet ons dat die Here op soveel plekke in sy woord vir ons kom sê, maar ons is vrygekoop, ons is vrygespreek van al ons sonde. Ons kan as sy kinders verder gaan lewe. Jesaja 41 vers 10 sê dit so mooi, dat ons verder dan nie bang hoef te wees nie, want die Here is by ons. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want die Here is ons God. En hy beloof ons, hy sal ons versterk, hy sal ons help, hy sal ons vashou, met sy eie hand sal hy ons elke oomblik verder ook red. En met hierdie wete kan ons dan verder voluit as sy kinders gaan lewe, ook met 'n blydskap in ons harte. En kom ons sing daarvan uit Lied 245, ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Na die vers kan u weer u plekke inneem. Hoofstuk 1, ons gaan daar lees vanaf vers 9 tot en met vers 18, waar Jesus aan Johannes verskyn. Openbaring 1, ons moet nou so. Openbaring 1 van vers 9 af, as jy die plek het, so in die woord van die Here, ons gaan stil word, en ons gaan een van ons ou Halleluja liedere sing, waarna ek ook gaan verwys in die prediking, en juist net om ons geheue te verfris, maar dit is ook 'n baie mooi gebed. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Kom ons sing dit so binnende saam, en dan gaan ek ook verder vir ons in gebed voortgaan. So terwyl ons sit die 2 versies biddende. We
Ons Hemelse Vader, met hierdie lied word ons voor U stil voordat ons uit U woord lees en dit saam 'n paar oomblikke wil bedink. En ons weet dat U elkeen vanoggend hier na U huis gestuur het met 'n behoefte in die hart om in U teenwoordigheid te wees. En dankie dat ons geen twyfel in ons harte hoef te hê dat U nou hier by ons is nie. En dat U Gees ook in ons hart werk. Daarom bid ons Here dat U asseblief vir ons sal help om hierdie gedeelte van vanoggend in te neem. Dat U Gees vir ons sal help om insig te bekom. En dat ons dit ook ons eie kan maak. Dat ons hier mag uitgaan vanoggend met die wete die lewende Here self het in my hart ook ingespreek. Daarom Here, kom gee ons onsself vir U in hierdie oomblikke en ons vra, spreek asseblief met elkeen van ons. Ons wil graag luister. Amen. Openbaring 1 lees ons by vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was so wit soos wol, soos sneeu en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het my toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is, en wat hierna gaan gebeur. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die agtergrondgeskiedenis van die Bybel is geweldig interessant. Ek bedoel nou nie die geskiedenis van die verhale binne in die Bybel nie. Ek praat van die leefwêreld waar binne die Bybelse geskiedenis afgespeel het. Dit wat aan ons oorgelewer is al die jare tot hier waar ons vandag sit. Om regtig uit te vind hoe die leefwêreld gelyk het in die tyd van Genesis tot en met Openbaring was 'n baie en is nog steeds 'n baie langdurige proses. En daar is 3 dinge wat die geskiedkundiges help daarmee om iets te verstaan van die leefwêreld van die Bybel. Natuurlik het ons die Bybel self, wat ons hoofbron is.
Dan is daar verskillende buitebybelse geskrifte, waaruit ons ook baie kan haal oor hoe dit gelyk het in die tyd toe die Bybel ook geskryf is. En dan is daar natuurlik al die opgrawings wat ook deur die verskillende eeue en jare ook plaasgevind het. Een van die belangrikste ontdekkings wat daar sekerlik was die van die sogenaamde Qumran geskrifte. Uit hierdie geskrifte het ons geweldig baie geleer van die wêreld van die Bybel. Onder andere veral oor die Joodse groeperinge van hoe dit was in die tyd toe Jesus hier op aarde geleef het. Daar was die ontdekking van die sogenaamde Nag Hammadi geskrifte. Hieruit het ons weer baie meer te wete gekom van die verskillende Christelike groepering wat daar was, ook in die ontstaan na die vroeë kerk. Met ander woorde, hier nadat die Heilige Gees uitgestort is en die eerste Christelike kerk ook ontstaan het. Daar was die ontdekking gewees van die geskrif met die naam, die kanon van Muratori. Dis een van die vroegste geskrifte wat ons het, wat vir ons die verskillende Bybelboeke eintlik gelys het. Die wat ons vandag in ons Bybel ook het. Daar was 'n opgrawing gewees oor 'n steenplaat wat naby Jerusalem gevind is, waarop die naam van Pontius Pilatus spesifiek neergeskryf is, wat vir ons bevestig het dat hy inderdaad die gouverneur was in die tyd van Jesus se kruisiging. Die hele geskiedenis soos ons dit in die Bybel kry. Ander opgrawings het ons weer gehelp om presies te kan weet waar sekere plekke was wat vandag nie meer bestaan nie, soos onder andere Hebron. Verskillende opgrawings deur argeoloë het vir ons baie geleer van die kulture van die tyd waarbinne die Bybel ontstaan het, en veral rondom die tyd wat Jesus hier was. Een van die meer onlangse, maar ook al eintlik baie jare terug, se fondse was in Sirië gewees, waar argeoloë afgekom het op 'n hele aantal antieke grafte. En nadat hulle somme gemaak het en berekeninge gemaak het, en ek weet nooit presies hoe dit werk nie, maar hulle het daarby uitgekom dat hierdie grafte ongeveer dateer uit 600 jaar voor Christus. In een van hierdie grafte het hulle op 'n aantal beendere afgekom. Waarskynlik die van 'n man. Wat baie interessant was van hierdie fonds, was toe hulle hierdie gebeendere van nader bekyk het, dat hulle in hierdie man se hand 'n goue muntstuk gevind het. Dat in sy hand toegevou daar 'n goue muntstuk was. Nou dit sluit vir die argeoloë en die geskiedkundiges dadelik 'n hele wêreld van kennis eintlik oop. Want hulle het geweet dan dat hierdie man sekerlik 'n Griek was. Want die Grieke het 'n bepaalde siening gehad oor wat jy moes saamneem na jou graf toe. En die muntstuk in hierdie man se hand so toegevou was heel waarskynlik sy reisgeld gewees. Reisgeld nie verder vir sy aardse reis nie, maar vir die reis na sy ewigheid. Want dit was 'n bygeloof wat die Grieke gehad het, dat wanneer 'n mens tot sterwe kom, jy eintlik eers dan met jou dood op 'n baie gevaarlike reis begin vertrek. Om aan die einde van hierdie lang reis dan uiteindelik eers by jou werklike eindbestemming uit te kom. En op hierdie reis na jou afsterwe tot jou uiteindelike eindbestemming, het jy koopkrag nodig gehad. Hoe meer natuurlik, hoe beter. Want het hulle geglo dat die mense 'n aantal riviere moes oorsteek op hierdie reis. Die eerste was die sogenaamde Lete rivier, oftewel die rivier van verlatenheid.
Dit was 'n heel maklike rivier eintlik om oor te steek, want jy moes net daardeur stap, en terwyl jy daardeur gestap het, moes jy so 'n paar slukke van hierdie rivierwater gedrink het, om jou van sogenaamd van binne af skoon te was. En dan was jy reg vir die volgende rivier gewees. Die tweede rivier was egter so 'n bietjie moeiliker gewees. Dit was genoem die Phlegethon, en dit beteken die rivier van vuur. Dit was iets soos 'n vage vuur, waardeur jy moes stap, sodat jy ook uitwendig gereinig kon word. Jy was al reeds deur die water, maar ook uitwendig moes dit gebeur, en daarom al wat jy moes doen, was om stadig, nie te vinnig nie, deur hierdie vuur te stap, om so seker te maak dat wanneer jy die ander kant bereik, jy ook van buite af skoon ook was. Die derde rivier was egter die probleem. Dit kon iemand net oorsteek op 'n boot met die mitologiese figuur met die naam van Charon. En hy het nou ongelukkig geld gevra vir sy dienste. Hoe meer jy kon betaal, hoe vinniger is jy oor die rivier gehelp, en het jy by jou eindbestemming aangekom. Hoe minder jy geld jy gehad het, hoe bietjie langer moes jy wag. En sou jy daar met geen geld opdaag nie, dan moes jy maar jou plek inneem daar by die duisende ander wat op die oewer gesit het, so tussen die skemerwêreld van lewe en dood. Natuurlik is hierdie nou net een van die mitologiese verhale van die Grieke, een van die bygelowe wat hulle gehad het. Inderwaarheid, wat hierdie man met die muntstuk in sy hand, die mens eintlik so half 'n glimlag kry. Maar miskien moet ons nie te vinnig nederwaardig ons koppe skud nie. Want dikwels dink ek, het ons en hierdie man met die goue muntstuk in sy hand iets in gemeen. Hierdie genade gevoel wat ons het, dat ons daarom tog net nie eendag by God moet opdaag met leë hande nie. En daarom het ons die Halleluja lied gesing, want ons sing dan ook juis in hierdie lied, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Wat beteken hierdie lied dan? Ek dink ons almal besef baie duidelik, dat hierdie lied natuurlik nie beteken, dat ons met muntstukke in ons hande by God hoef aan te kom nie. Maar baie keer hier in ons binneste lê daar hierdie genade gevoel, maar dat ek dan tog maar net seker moet maak, dat ek iets het om saam te vat. Ander dinge, soos my goeie werke wat ek doen, of my godsdienstige prestasie, my eie geregtigheid, die feit dat ek daarom nie so sleg is, soos party ander mense nie, dan kan ek iets saamvat van my aansien en van my eer, alles baie styf vasgeknyp in my hande, want dalk, net dalk, het ek dit nodig, die dag as ek daar voor die Here staan. So hartseer eintlik as ons so dink, so hartseer as die duiwel ons dit wil wys maak, want as ons enigsins daardie gedagte net koester, dat ek ietsie moet saamvat, dan sê ek daarmee dat God se genade vir my te min is. Dat God se genade vir my nie genoeg is nie, dat ek miskien, net miskien, nie vir my in die hemel gaan inlaat nie. Dalk om op grond van net sy genade te glo, is dalk net nie genoeg nie. En daarom moet ek dalk seker maak, dat ek ietsie saamvat. Ongelukkig, net om te ontdek, dat wanneer ons wel die laaste asem uitblaas, ons hande, ons harte, ons lewens eintlik oopgaan, en alles wat ons enigsins dink ons kan saamvat, uitval. Want niks, heeltemal niks op aarde, is waardevol genoeg, is goed genoeg, om ons reis na die ewigheid te verseker nie. Niks nie. Heeltemal niks.
kan verseker, is God self. Net God. En daarom moet ons die Halleluja lied reg verstaan. Die feit is, ons moet met leë hande, moet ons gaan. Ons het niks uit onsself om voor God te gaan staan en te regverdig hoekom ons 'n ewige lewe verdien nie. Want anders oordeel ons God se genade in Christus is onvoldoende. Anders sê ons kan God nie volkome met ons redding vertrou nie. Ons kan God nie op sy woord neem, wanneer hy vir ons sê, maar sy enigste seun is vir ons aan 'n kruis vasgespijker, sodat ons niks kan verdien nie. In Openbaring, hoofstuk 1, kom onderstreep dit eintlik vir ons, baie helder en duidelik. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, lees ons ook van hande, maar ons lees niks van mense hande nie, ons lees van God se hande. En dit wat saak maak, is wat God in sy hand vashou. Meer spesifiek praat Johannes hier 2 keer eintlik, of 3 keer, van God se regterhand, wat in hierdie gedeelte duidelik na vore kom. Ons het in vers 16 gelees, in sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante. In vers 17, hy het toe met sy regterhand aan my gevat. En uit hierdie visioen wat Johannes gesien het, hier is dit baie duidelik, dat wat hy hier sien, nie regtig in woorde beskryf kan word nie, en daarom moet hy beelde en vergelykings gebruik, om iets te beskryf van hierdie grootheid van Jesus se verskyning aan hom. En daarom gebruik hy baie die woordjie soos. Jy kan dit weer gaan deurlees en kyk hoe baie keer sê hy dit. Die haar op sy kop was so wit soos wol, soos sneeu, sy oë het soos vuur gevlam, sy voete was soos geel koper, sy stem het gedruis soos 'n groot watermassa, beelde met 'n gelade betekenis, wat ons altyd in die Bybel ook kry, maar met die een mikpunt voor oë, om te bevestig, dat die Jesus, wat gebore is in Bethlehem, wat geleef het hier op aarde, Nasaret opgegroei het, op 'n koppie buite Jerusalem gekruisig is, nou waarlik God is. Waarlik en volkome God is. En so geweldig is hierdie verskyning aan Johannes, as Jesus, as God aan hom verskyn in al sy heiligheid, dat Johannes nie anders kan as om in aanbidding voor hom neer te val nie. Heeltemal ontdaan deur hierdie beeld van die lewende Here. En wat maak God? Hy steek sy hand uit en hy raak met sy regterhand aan Johannes, om hom te troos, om hom te bemoedig, om hom gerus te stel, om te sê, moenie bang wees nie. Hierdie selfde hand, waarmee God sy volk uit Egipte gelei het, dieselfde hand waarmee hy hulle weer in ballingskap gestuur het, dieselfde hand waarmee hy hierdie skepping geskep het, dieselfde hand waarmee hy die verloop van die geskiedenis bepaal, dieselfde hand wat kragtig genoeg is om die hemel vas te hou. God se regterhand. Dieselfde hand waarvan Johannes in sy evangelie getuig, niemand ons uit kan ruk nie, in Johannes 10 vers 29. Dieselfde hande wat aan 'n kruis vir ons deurboor is. Met hierdie hand raak God nie net vir Johannes aan, maar raak hy elkeen van ons ook aan. Baie keer met dieselfde woorde wat hy vir Johannes ook sê, as hy sê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood, en kyk, ek lewe weer tot in alle ewigheid,
En so steek Jesus elke keer sy hand na ons toe uit. Sy uitnodiging, kom na my toe. Aanhoudend is die Here se hand daar vir ons, kom na my toe. En wat is in hierdie hand wat Jesus na ons toe uitsteek, wat God na ons toe uitsteek? Daarin is die sleutels, sê Johannes vir ons in hierdie gedeelte, die sleutels wat vir ons die dood en die doderyk uiteindelik sal oopsluit. In Openbaring 3 vers 7 lees ons, en wat Jesus oopsluit, kan niemand toesluit nie, en wat hy toesluit, kan niemand oopsluit nie. Jesus het die sleutels na die ewige lewe. Ons moet dit net glo. Die bekende kerkvader Martin Luther, het in een van sy baie beroemde preke geskryf in Torgo in 1533, en dan sê hy dit eintlik half so 'n bietjie op 'n humoristiese wyse. Christus het met sy oorwinningsvaandel in die hel ingegaan, en die deure met so geweld oopgestoot, dat het in hulle kosyne gerammel en die splinters gespat het. Hy het so onder die duiwels te kere gegaan, hulle so uitgeboender, dat die een hier by 'n gat uitgepeel het, en 'n ander daar by 'n deur uitgetuimel het. Hy het die duiwel op sy eie tuisveld getroef. Juis omdat hy die hel oorwin het, hou God die sleutel in sy hand. Nie net van die hel nie, maar uiteindelik ook van die ewige lewe, van die paradys, dit waarvan ons graag wil deel wees. En hy het dit waawyd vir ons laat oopgaan, daardie oomblik toe hy aan 'n kruis gehang het, toe hy begrawe is, toe hy ter helle neergedaal het, maar ook toe hy opgestaan het uit die dood. En daarom is die opstandingsdag van Jesus vir ons so belangrik. Dit het vir ons moontlik gemaak, dat ons nie tolgeld hoef te betaal nie, dat ons niks hoef te doen nie, dit kos ons niks. Vir Jesus, ja, het alles gekos, wat ons kan indink, sy hele lewe. Hierdie hande wat aan die spykers vasgekruisig was, sodat hy uiteindelik vir ons die poort na die hemel kon oopsluit. Daarom moet ons dalk meer konsentreer op die hand van God, as oor ons eie hande. Moet ons dalk goed daaroor nadink, hoor, wat sê die woord daaroor? So baie eintlik word daar gepraat oor die hand van God. In Psalm 31 lees ons, dis die hand waarin God al die tye van ons lewe vashou. Psalm 139, dis die hand van God wat ons van alle kante af omsluit. Dis die hand van God waar binne ek en jy elke dag lewe. Daarom maak dit nie eintlik saak waarmee ek in my hande sterf nie, maar dit maak baie saak in wie se hand ek sterf. Wat van die Halleluja lied? Ons moet net die volgorde so 'n bietjie regkry. As sondaar mense staan ons met leë hande voor God. Ons kan net ons hart in sy hand oorgee, deur ons geloof, deur ons belydenis, deur die feit dat ons erken dat hy ons gered het, dat ons deur genade alleen gered is. Maar dan moet ek voluit vir Jesus ook lewe, elke oomblik van my lewe, en dis waarna die Halleluja lied verwys, dat ons ook die vrug van geloof ook moet leef, elke oomblik, dat ons dit voluit uit dankbaarheid vir die Here kan leef. Daarom, geliefdes, as ons na ons hande kyk, en ons wonder dalk, wat moet ek eendag saamvat? Niks, net die genade van die Here. Dat ek seker maak, dat ek die belangrikste het, in wie se hand ek sal sterf. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die beeld van u hand in die Bybel.
die beeld van die regterhand, waarmee u gans hierdie skepping geskep het, en elke dag in u hand hou, ook vir my, en elkeen van u kinders. Dankie Here, dat ons kan dink in hierdie tyd ook, waar daar die hande vasgespijker was, aan 'n kruis, vir my sonde, vir dit wat ek verkeerd doen, vir my ongehoorsaamheid, dat u vir my, uit u groot genade en liefde, daardeur kon vryspreek het, sodat ek ook kan kyk na u hand, as u ook die poort na die hemel oopsluit. En wat 'n vreugde gee dit nie in ons harte nie. Here, mag ons altyd bewus wees van u hand wat op 'n baie besonderse manier met ons besig is. Wat vir ons aanraak, soos wat Johannes aangeraak het, met troos en bemoediging en die versekering dat u die lewende is. Die hand wat ons van dag tot dag dra, as ons deur die moeilike tye van hierdie lewe gaan, en wonder hoe ons vorentoe moet gaan. Dan net te ervaar, maar u is daar. Die hand wat voorsien, ook in die wonderlike en die mooi tye van hierdie lewe, wat graag vir u kinders ook wil seën, met die keur van u seëninge en die goeie vir ons wil laat geniet. Dankie vir elke gawe wat ons uit u hand uit ontvang. En Here, as ons 'n nuwe week tegemoet gaan, en steeds nader kom ook aan Goeie Vrydag en Paasfees, mag ons baie bewus wees hoe u hand by ons is. Seën vir ons, Here, as ons 'n nuwe kwartaal ook ingaan, met al sy uitdagings. Seën vir ons as gemeente, as ons gaan stilstaan by 'n Paasnaweek, as ons later by 'n hemelvaart en Pinkstertyd ook kom, mag ons die diepte, die erns van ons geloof opnuut weer daar binne ook ontdek. Seën vir ons as gemeente, as ons ook as u kinders ons gawes gaan uitleef, as ons bazaar gaan hou, waar u vir ons kans gee om ook diensbaar te wees vir u. Mag elkeen van ons uit dankbaarheid hierdie geleentheid ook aangryp. Seën vir ons, Here, waar ons elke dag die markplein van hierdie wêreld ook besig is. Help vir ons, en dankie dat u hand vir ons sal ondersteun. Dankie Here, dat u nooit u hand van ons wegtrek nie. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer ons hand uit u hand haal, om self te probeer regkom. Gaan dan so met ons, skenk ons u Vaderhand ryklik elke oomblik. Amen. Daar is geleentheid om die Here te vereer met 'n offergawe.
aansluit met die 275 ook as antwoord op ons prediking, 'n baie bekende kerklied. Ek dink ons het hom net bietjie lanklaas gesing. O God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. En dan ook die 3de vers, berei vir ons die lewenspad. En as ons val, o Vader, vat ons hand en staan ons by. Dan ook die 5de vers. Kom ons sing staande, die 1ste, 3de en 5de vers. Ontvang die seën van die Here. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn en aan ons sy vrede gee.